In naam van Jesus Christus, Here, ons sê dankie vir die samekoms, weer eens om U die eer en die glorie te gee. Vader, ons bid en ons vra, Here, dat U elkeen se hart sal voorberei vir die saad en die woord wat moet uitgaan, dat hulle aanvanklik sal wees om die woord te kan ontvang. Vader, ons weet, dit is 'n baie spesiale dag vir die moeders, Here, en ons weet dat baie moeders dit nie altyd maklik het nie, maar ons weet, Vader, ons het 'n God van wonders, a wonder working God that we serve. En ek weet, Here, die werk wat U in ons doen, is om ander om ons die lig te wys. En ek bid vir elke moeder wat vandag hier is, Here, dat U hulle sal oplig en hulle hartseer vir hulle kinders en die wat nie vandag hier is nie of nie hier kan wees nie, Here. Die familielede dra ons ook op aan U, Vader, want U ken elkeen se behoefte. Vader, ek sien dat U die sluise van die hemel oopmaak, dat U vir die voorsiening gaan gee vir die wat dit nodig het, Here. Dat U die siekes gaan aanraak en die blindes gaan genees, Here, en dan ook die wat gevangene is, losmaak vandag. Seën die pastoor wat die diens bring vandag, seën vir elkeen wat hulle bydra bring, vir die bussie en vir die koffie wat ons hier het, Here. Maak die sakke vol, my Vader, en seën ook dit wat hulle inbring, Here. Seën hierdie diens, Vader, en ons weet dit gaan ongelooflik groot wees. Dankie, Here. Amen. 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 Dankie. Ek is die saadjie in die grond. Hy gooi sy water oral om my. My wortels vasgegroei in bome, totdat my eerste blare son kry. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonnesval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy starie hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. U maak my sterker elke uur, in brande hou U al die vuur weg, my vrugte vorm uit U gees. Met U langs my sal ek niks vrees nie. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonnesval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy starie hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die bron van al my krag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonnesval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy starie hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my.
het ons nog 'n kans gekry omdat hy leef. Is dit 'n voorreg om hier te wees vandag. Amen. Amen. Wat daarso. Asai. Dis bly om hier te wees. Ek is so dankbaar vir oggend. En ek wil om Werner, wat is nou? Wat kom ek doen? Wil ek welkom heet hier van Nigerië af. Hy het weer vir ons kom kuier, hy werk daar. Weet julle wat, hy het 3, 6, 9 keer kans uit 'n jaar het om in 'n kerk te kom. En ons het elke week die kans. Maar ek wil vir hom, hy is nou nie hierdie, maar vir hom sê baie welkom al die pad van Nigerië af. En vanoggend staan ek hier voor julle nederig. Nederig soos wat kan kom. Want ek wil nederig voor Jesus wees, as 'n moeder. En julle elkeen wat hier is vir my so belangrik. Ek kan nie vir julle sê hoe dankbaar is ek om julle elkeen in my lewe te kan hê nie. Ons het so baie dinge wat 'n mens deurgaan. Partykeer is jy kwaad vir iemand. En dan voel jy net nie goed nie, jy slaap moeilik. En ek dink, ons moet vrede maak met elke liewe persoon wat ons iets teen het, want niemand is verseker van môre nie. En ek wil graag hê dat elkeen van julle moet weet, jy moet 'n verhouding met Vader hê. Ons kan nie aangaan soos wat ons aangaan nie. Ons moet beginne by Jesus se voete uitkom. En daar is so baie dinge wat gebeur, dinge wat op ons pad kom, wat ons nie verstaan hoekom, Here nie. En baie keer is dit die moeders wat moet sterk staan in alle tye. En moeders, dis nie altyd maklik nie. Jy gee so baie op. Jy gee so baie van jouself. Jy gee alles. En baie keer voel dit vir jou, jy doen dit verniet. Kan almal hoor? Almal baie duidelik hoor. So baie keer voel dit vir jou, jy gee alles verniet. Maar niks is verniet nie. Die Here sien elke opoffering. En ek vanoggend toe kleintjie daar by my inkom, sy sê sy wil gaan my bed regtrek. En ek maak die hele week my eie bed op. En sy wil hom nou regtrek. Sy sê, kyk hoe lê die hare, val jou hare nou uit. Ek sê nee, Jesus het hulle gisterand getel. En daai was nie nodig gewees nie. En so tel hy elke moeder se hare. Kan ek net vra, as jy die speaker net so 'n bietjie, voel julle ook daar's 'n bietjie krag? Nee, dit het ek wat krag. Okay, kom ons buig ons hoofde en ons open hierdie diens. Hemelse Vader, ons kom vandag voor U met dankbare harte. Dankie vir elke moeder, elke vrou, elke versorger wat U gebruik as 'n instrument van U liefde. Here, ek bid vandag dat elke hart wat hier teenwoordig is, aangeraak word. Die wat luister, die wat daar is, Here. Bring genesing waar daar pyn is. Bring vrede waar daar verlange is, Here. Verlange van moeders wat sit, wat wag vir kinders, Here. Bring herstel waar gebrokenheid is. Heilige Gees kom, neem oor, vul elke sitplek. Van elke sitplek tot sitplek. Laat dit nie net gehoor word vanoggend nie, maar beleef word, ontvang word en vrug dra. Ons eer U in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Het ons dit op die skerm? Daar's hy. Ons het dit op die skerm. Elke woord, elke skrif gaan vanmôre vir julle daar beskikbaar wees. Vir die wat nie kan sien nie, ek gaan dit vir julle sê, maar die woord is beskikbaar vir die wat nie Bybels het nie. En ja, kom ons kyk na ons sleutelvers vanoggend. Haar seuns, Spreuke 31 vers 28 tot 29. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook. En hulle prys haar. Baie dogters het hul knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Moeder, elke moeder wat hier sit, oortref almal.
En Moedersdag is nie net 'n dag wat ons blomme en geskenke gee nie. Is dit waaroor Moedersdag gaan? Nee, dit gaan nie oor daai geskenke nie. Dis 'n dag van erkenning, wat jy gaan na jou ma toe en sê, ma, dankie vir wat jy doen. Manne gaan na julle vrouens toe, sê vir hulle dankie vir wat hulle doen. Dis 'n dag waar hulle geëer word. Dis 'n dag van dankbaarheid, en dis hoekom ek sê, dankbaarheid beteken so baie vir elke moeder. Baie keer doen jy goed en dan dink jy, joh, ek kry nooit eens 'n dankie nie. Dis altyd net, ek moet. En dat elke moeder in die nag stilweg bid vir elke kind. Op 'n dag praat ons nie net oor ons biologiese moeders nie, maar ons praat oor elke vrou wat lief het. Want baie is hier wat nie 'n biologiese ma het nie. Baie is hierso wat nie weet wat is dit om moederliefde te ontvang nie. En dis baie belangrik. Maar hierdie woord wat vanoggend gaan uitgaan is vir wat elke vrou moet bou. Elke vrou wat gee, moet dit weer moet gee. Maar wat is 'n moeder vir elkeen van ons? Wat is 'n moeder? Is dit die ma wat opstaan en broodjies bak en kos maak en sorg dat jy reg is vir skool? Mans dat sy vir julle die hek oopmaak in die oggende om uit te gaan? Wat is 'n moeder werklik? Dis nie net 'n persoon wat geboorte gee aan jou nie. Elke van ons wat hier sit het 'n moeder gehad, of het nog 'n moeder. En sy het geboorte gegee aan jou. En sy het jou, Jesus het jou gevorm, en Jesus het jou net geleen vir jou moeder, vir 'n sekere tyd in jou lewe. Daar kom 'n tyd wat die einde daar is. En as dit kom by die einde, dan moet ons weet, ons het vrede in ons harte. Ons is reg hierso. En as ons kyk, 'n moeder dra lewe, Jesaja 66 vers 13. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos en julle sal in Jerusalem getroos word. Awesome. God gebruik 'n moeder as 'n voorbeeld van sy liefde. Want wat is 'n moeder? 'n moeder is net liefde. Ons wil net liefde uitgee, wil ons nie? En weet julle wat? Die mense wat so drukkies gee, weet julle wat beteken dit vir baie mense, om 'n drukkie te kan ontvang van 'n moeder af? En een Moedersdag het ek uitgegaan in lockdown, het ek uitgegaan na die kinders toe, en ek sê vir die seentjie, jou moeder is baie lief vir jou, en hy kyk my so met trane in sy oë en sê, Tannie, ek het nie meer 'n ma nie. Ek het nooit geweet, hy het nie 'n ma nie. En op die oomblik, moet jy daar wees, mamma? Daar's ander kinders ook wat nodig het om 'n mamma te hê. En dan is dit ons deel wat ons gaan bydra tot die samelewing. En goed gebruik, moederliefde is 'n diep liefde. Dis 'n liefde wat niemand verstaan nie. 'n Kind kan vandag vir jou kwaad wees en lelik wees met jou, en môre kan sy weer vergewe. 'n Ma bly vergewe, en dit is vir my baie soos Jesus. Jesus bly ons vergewe, elke liewe keer vir wat ons fout doen. Vergewe hy jou, elke liewe keer. En soos 'n moeder ook, sy vergewe jou. Maar baie keer van ons wil wegkry, ons wil nie daai vergewe deel doen nie. Ons is te bang vir daai vergewe deel. Nou, as ons kyk na Timoteus, 2 Timoteus 1 vers 5. 'n Moeder bou in die onsigbare. Wat is die onsigbare? Dis daar waar niemand sien nie. Niemand verstaan nie. Maar 2 Timoteus 1 vers 5. En as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder. Ek kan nie daai lees, en die moeder, Eunice, en wat daarvan ek oortuig ook is in jou. Nou, Timoteus se geloof het begin in 'n ma se huis. En dis waar baie van ons se geloof begin,
is in 'n ma se huis. Wat wil 'n ma hê? Sy wil hê haar kinders moet hande vat, hulle moet bid. Hulle moet daar wees vir mekaar. Hulle moet samesyn hê. En ons druk altyd die kinders, dan sê ons, "Ai my kind, jy het alweer afgedwaal, kom terug." En soos Vader met ons, hy sê, "Kom terug." Daai gebede, daai onsigbare teenwoordigheid van 'n moeder, daai gebede in die nag. Hoeveel keer lê 'n ma nie wakker en bid vir haar kind nie? Trane wat daar is, wat niemand raak sien nie. Trane, mensies. Waar ons lelik was met ons ouers, en ek moet dink hoe my ma oor my moes gehuil het, vir elke keer wat ek haar een kant toe gedruk het. En hoeveel keer druk ons kinders nie vir mamma een kant toe nie. En mamma het regtig nodig om daai drukkie te sien. Daar's opofferings wat 'n mamma maak, en sy het nie 'n applaus nodig daarvoor nie. Sy wil nie, dankie mamma, 'n groot handeklap hê daarvoor nie. Maar weet julle wat? God sien alles. Hy sien alles wat jy doen. Mamma, elke mamma wat hier sit, elke mamma hart, God sien. God sien. En wat jy in die geheim saai, sal in die openbaar vrug dra. Kyk hierdie liedjie wat nou gespeel het. Die plant, die boom is geplant. En die saad. So alles is 'n vrug wat op die ou end geopenbaar gaan word. En ek dink aan my kind se woorde gisterand. My ma het my gebel en sy het my gevra, "Hoe gaan dit met jou?" Maar ek het nie gevra gaan dit met die pa nie, want baie keer is ons so gefokus op die situasie, maar ons dink nie aan die persone wat aan die kant staan, wat alles moet aanskou nie. So, en daar het dit vir my soveel beteken om te hoor, daar's iemand wat aan my dink. Daar's iemand. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, kinders, wie's daar om jou te help? Jou ma. En baie keer sê ons vir ons ma's, ons is kwaad vir hulle, dan sê ons, nee, ek het 'n ander ma, ek gaan sommer, maar daai Martie Belotti is nou my nuwe ma, Pastoor Martie Belotti is nou my nuwe ma, want my ma gee nie om nie, sy gee beter drukkie, sy doen alles beter. Maar jy kan daai liefde van 'n moeder, kan jy net by jou ma kry. Daai liefde kan nooit vervang word nie. As daai liefde weg is dit weg. As ons kyk, 'n moeder staan in die gaping, 1 Samuel 1, vers 27 tot 28. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my gebede aan my gehoor gegee, wat ek vir hom gebid het. So staan ek dan ook af aan die Here, al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan, en hy het die Here daar aanbid. Amen. Want ja, as ons praat, as jy woord praat van seun, praat hy met ons almal. Dis nie spesifiek net vir die seuns nie, of vir die mans nie, dis vir ons almal. Nou, Hanna het gebid vir 'n kind. Hoeveel van ons het nie gebid vir 'n kind nie? Hoeveel van ons het alles gegee, Here, ek sal alles doen, ek wil graag daai klein lyfie hê. Maar pas ons klein lyfie op. En toe sy hom kry, soos Hanna het gebid, sy het 'n babietjie gekry, en sy gee hom terug vir God, vir ware, dis die ware liefde. Ons kinders is nie vir ons, net vir ons geleen, dis net vir 'n tyd. Ons besit nie die kind nie. Dis God se. Dis God se. En ek het baie keer het ek gestaan, en die ergste is om by 'n kind se graf te staan. As daai kind so sak en daai kindjie, dan wonder mense, Here, hoekom? Maar baie keer is iemand vir jou gegee, vir jou geleen, net vir 'n spesifieke tyd. En daai tyd moet jy koester. So ons moet daai tyd koester, met alles wat ons het. Julle wat mamas het, koester die tyd met jou ma. Doen dit met oorgawe. 'n ware moeder sê, Here, hierdie kind behoort aan U. Dis wat 'n ware moeder sê. Is julle almal bereid om te sê, my kind behoort aan die Here? God sien die stil pyn van moeders. As ek vir julle sê, hoeveel trane het ek al van moeders gehad in
berading wat voor my sit en sê, my kind wil my nie ken nie. My kind wil nie 'n verhouding hê met my nie. En baie moeders het dan hulle kind verloor. Baie moeders het 2 kinders verloor, baie moeders het al 3 kinders verloor. Party word nie erken vir dit wat hulle doen nie, maar hulle hou aan. Dis waar nederigheid kom en dis hoekom ek vandag staan, hier waar ek staan, nederig. Ek wil nederig wees. Want ek wil nie die erkenning hê vir dit wat ek doen vir my kinders nie. Want dis alle eer kom aan die Here toe, want hy het hulle aan my toevertrou. En so die Here vir elkeen ouers aan hulle toevertrou. Party ouers, ma's en kinders het gebroke verhoudings. Nie waar nie? Hoeveel keer het mamas al gekom en gesê, ag, as my kind het met my 'n verhouding wil hê. Party verlang na hulle kinders, maar hulle sien hulle nie. In 'n ouer huis kom jy en dan al wat hulle sê is, my kinders het vergeet van my. Moeders, dis seer. So kinders, ons moet so lewe dat ons nie ons moeders daar een kan sit nie. Ek en Sipho het gister, toe ek hom sokker toe vat, toe sê ek vir hom, Sipho, sal jy ooit eendag na my kyk? Want ek kyk na jou. Hy sê natuurlik, hy sê, gaan jy my in 'n ouer huis sit? Hy sê, nee Tannie, ek sal kyk na Tannie. Nee? Maar nou moet ek vir julle sê, sodra mamma ouer word, dan word sy weer soos 'n kind. Dan sit jy nogal met 'n probleem. Maar weet julle wat? Jou moeder het vir jou, as sy daar deur jou hele lewe lank. En as sy in die ouer huis en sy raak soos 'n kind, dan is dit jou baba wat jy moet versorg. Jy moet daar wees vir jou moeder terwyl jy kan. Party ma's verlang na hulle kinders en dit is 'n verlange wat jy nie kan verduidelik aan enige iemand, dis daai verlange. Maar kom ons kyk na Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Amen. Mamas, daar is jou antwoord. As daar probleme is, die Here is naby jou as jy gebroken is. Want baie harte van moeders is seer. Baie. God sien daai trane, God sien die opoffering, God sien daai gebroke hart. Moeder, jy is nie vergete nie. En as daar iemand is wat op die video op Facebook kyk, moeder, jy is nie vergete nie. Glad nie. En ek dink aan daar was 'n mamma wat elke dag buite by die skool gesit het in die son en in die reën. As ek nou vat toe ek kind was, moes ek myself sien en kom klaar by die skool te kom en by die huis te kom. Alhoewel my oupa, terwyl ek my oupa my lewe gehad het, my elke dag gevat. Maar as mamas wat in die son sit en wag vir hulle kinders. Hulle maak hy opoffering as mamas wat kinders op busse sit. En hulle gaan saam met hulle tot daar en hulle wag weer vir hulle om terug te kom. En partykeer staan jy in die reën, moeder. Wag in die reën. Net om seker te maak dat jou kind veilig huis te kom. En ons wil altyd hê ons kinders moet veilig wees. 'n Ma, soos hierdie moeder, het haar drome op sy geskuif. Sy het haar tyd opgeoffer, haar lewe gegee, maar die kind het groot geword en hy het vergeet van haar. Hy het vergeet van haar. Jare later, toe hy self 'n kind kry, besef hy, nou verstaan ek wat my ma vir my was. En dit is waar dit nou inkom van my boodskap. Moenie wag om jou moeder te waardeer nie. Sy is gegee vir jou vir 'n klein tyd in jou lewe. Tyd is kort. En daai tyd wat jy oor het met jou ma, spandeer dit reg voordat spuitelaar kom. 'n Moeder se waarde kom van God in Psalm 139 vers 14. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is, wonderbaar in U werke, en my siel weet dit al te goed. Soos ons elkeen wonderbaarlik gevorm. Elkeen is wonderbaar in sy werke. Elkeen van ons. 'n moeder
Jy is nie die jy is nie wat mense sê jy is nie. Ons is gou om 'n ma te oordeel. Ons is so gou om te sê 'n ma is sleg. Ons is so gou om 'n vinger te wys na, jy daai ma gesien, sy is nooit daar vir haar kinders nie. Het jy daai ma gesien, wat pak sy vir haar kinders in vir skool? Het jy daai ma se kinders se skoolklere gesien? Ek het Vrydag gestaan by die rugby met 'n seentjie en hy sy skoene flip sommer so oop. Daai binneste ding, sy tong hang so uit. Hy sê hierdie skoen eet lekker grond. En jy kan sien hy kind kry swaar. Nou moet ek sy ma oordeel omdat dit so lyk? Ons weet nie wat is die omstandighede nie. En die kinders kom so een na die ander, kom hulle daar aan, en ek moet vir julle sê, ek het vir die Here gevra, Here, hoekom is my kinders in hierdie skool? Want in hierdie skool sien ek al hoe meer seer kinders raak. Daar's 'n seentjie wat net na my toe kom en sê, hy kom na my kar toe. Hy sê vir my, tannie moet vir my bid. Ek sê, ja seun, waarvoor moet ek vir jou bid? Nou weet ek nie of hulle weet wat is my beroep nie, ek weet nie wat die kind weet van my af nie. Hy sê, tannie, môre moet ek moet in die hof wees, my ma, ek wil graag teruggaan na my ma toe. Bid saam dat die Here my weer teruggee vir my ma. Hy sit in die kinderhuis. Weet julle hoeveel kinders is daar? Daar's busse wat ry met kinders in kinderhuise. Laasweek was ek by 2 verskillende kinderhuise. Dit het my hart gebreek. Want daai moeders wat baie keer hulle kinders verloor, het nie iemand gehad wat by hulle gestaan het nie. Het nie hulle issues uitgesort nie. Het gesit met verwerping, nie daardeur gewerk nie. Onthou, dit is soos 'n ketting. Die ketting word net, hy vorm net al hoe verder. En vandag moet julle as mammas daai ketting breek. Want jy kan nie aangaan nie. Kindertjies is so wonderbaarlike goedjies. En kinders, julle mammas is spesiaal vir julle gegee. Nou, 'n moeder is nie wat sy sê nie, sy is nie wat jy sê sy is nie. Want kom wat ek vir jou sê, ons kan baie keer lelik wees met mamma. Ons kan baie keer baie, ek was lelik met my ma. Maar ek het dit eers besef die dag toe ek 'n kind kry. Toe my ma vir my sê, maar jy moenie daai kettinge op jou broek sit nie. Nou sit ek met 'n kind wat sy broek op sy heupe hang en dit, dan moet ek dink met my ma gevoel. Skiesie JP. Dan weet ek hoe het my ma gevoel oor my. As sy vir my gesê het, Martie, meng met die regte maats. Maar ek het nie geluister nie. As ons nou lekker. En ek gaan vir julle iets vertel. Ek was baie bang vir my ma. My ma was kwaai. Maar sy was ook liefdevol. En eendag het ons by die skool gesit. En jy weet ons, jy kry verskillende klasse kinders. Die hoë klas, die middelklas, die lae klas. Dan kry jy 'n klas wat ek kan nie sê waar hulle is nie. En my vriendin het champagne in haar ma se kas gekry, hulle daai klein botteltjie champagne. En sy het dit in 'n botteltjie gegooi en gesê, kom ons drink, ons proe dit by die skool. En ek het net so 'n klein zippie gevat, en sê ek, nee, dit is nie vir my nie. En daar is ek blootgestel aan drank. My pa het gedrink. Maar daar is ek blootgestel daaraan. En so het dit verbygegaan, en ons het die volgende Vrydag het ons IQ-toetse of tegniese toets, ek het die toetse wat bepaal wat jy gaan word, wat ook al. Wat noem jy daai toetse? Ja, ek sê dis IQ-toetse. Toe kom daai kinders wat nie klas het nie, en hulle kom met Cocorico in 'n klein botteltjie, om almal te drink. Nou, as jy die Cocorico oopmaak, dan ruik almal dit. Maar okay, ek het nou 'n week terug, was ek nou deel van die spannetjie wat, die mooi kinders, wat nou 'n bietjie champagne gedrink het. En hier kom hulle met daai, en dit kom toe op die lappe, en nou moet ons ouers gebel word. Want hulle die reukie laat kom, en dit wat ons in die donker gedoen het, het ook op die ouend tot die lig gekom. En ek is so bly, dat die Here my beskerm het, want ek wil nie my ma teleurstel nie. Dat my ma nie gebel is nie. Net die kinders wat dit gebring het, sy ouers is gebel. Dankie toe. Maar ek dink, hoe kon my ma nie teleurgesteld gewees het nie. Die dag,
Toe my ma sien ek het 'n tattoo op my skouer, hoe teleurgesteld moes sy nie gewees het nie. Sy het haar kop geskit, want al haar kinders het mekaar uitgedaag, niemand sal sit nie. En ek het maar gesit, ou sis het gesit en gesê, doen maar die ding, en my oor toegeknyp, maar dit was vir my 'n probleem vir die res van my lewe. Want ek het skuldig gevoel. En dit is dinge wat ons ouers mee seermaak. Nou luister ons nie vir ons ouers nie. Ons ouers sê, moenie met daai man trou nie. Ja, ek het alweer so 'n ma, jy weet ons nou weer my ma. My ma, en so met ons oumas. Baie keer vat Jesus vir mamma weg en dan gee sy vir, dan los sy vir jou met 'n ouma. Nee? En dit is ook jou moeder. Dis ook jou moeder. Maar weet jy wat? Jou moeder, sy's gekies, sy's geroep, sy's geself van die Here af om vir jou te kan sorg. Vir kinders, eer jou ma terwyl jy haar nog langs jou het. Eer haar. Sê dankie vir dit wat sy vir jou doen. Mamma, dankie dat mamma vandag die tyd opgeoffer het om vir my daarna toe of daarna toe te vat. Mamma, dankie vir die tyd wat jy opgeoffer het om vir my te bid. Mamma, dankie vir daai tyd. Wys vir jou ma liefde. Wys vir haar jy is lief vir haar. Dis belangrik dat 'n ma moet sien 'n kind is lief vir haar. Dis so belangrik. 'n Ouer moet dit weet. En ek praat nie hier net met die kinders vir hulle mammas nie. Daar's 'n pappa ook. Pappa, as julle moet asseblief nie vandag verwerk voel nie. Asseblief. Maar daar's pappas ook. Wat ook hierdie deel nodig het in hulle lewe. En as ons kyk na Efesiërs 6 vers 2, ons jeug het dit hierdie week behandel. In die week het ons eer jou vader en jou moeder. Hoekom jy jou vader en jou moeder moet eer? En dit is die eerste gebod met 'n belofte, né? Dis die eerste gebod, eer jou vader en jou moeder. Dis die enigste gebod, wat 'n belofte byhou. So as jy jou vader en jou moeder eer, sodat dit met jou goed mag gaan en 'n lang lewe op aarde kan hê. Amen. Hoekom word baie mense so oud? Want hulle het hulle ouers geëer toe hulle kinders was en nog steeds eer hulle. Vir moeders, mamas, elkeen van julle wat vandag hier sit, moenie opgee nie. Dit voel baie daar vir jou of jy wil opgee. Jou werk wat jy insit het waarde op die einde van die dag. Ek het ingesit en ek het gedink, dit wat ek ingesit het, is sommer net weg, maar weet jy wat? Ek sien vandag die vrug daarvan. Ek sien 'n kind wat sterk staan, terwyl haar pa op sterwe lê, maar sy sterk staan. God sien jou, by elke moeder. Vir die gemeente, waardeer die vrouens. Hulle is tog belangrik. Hulle is nodig. Hulle is nodig. Ondersteun elke moeder. Bou haar saam in haar gesinne. Sit saam in gesinne. As Joey byvoorbeeld sukkel, dan moet ek as moeder, moet ek kan instaan en ek kan gaan en ek kan haar help. Ek moet vir julle sê, ek het my ma nodig gehad. Laas week Sondag, wat waar vra ek raad. Ek moet sterk wees vir my kind. En Sandra, dankie, dat jy instaan as 'n moeder. Dankie. Dit is vir my so belangrik gewees, net om te verstaan en daar te wees. Ek wou dit nou nie sê vandag nie. Ekskuus. Maar as mens nie meer 'n ma het nie, dan stuur die Here vir jou iemand op jou pad, wat jou dra, wat jou bystaan. Maakie saak wat daar is, maakie saak wat dit is nie, hulle staan op. En dis waar die gemeente belangrik is. Mense in jou lewe, mense, moeders, ons het mense wat om ons is, wat daar wil help. En ons moet hulle toegang gee om te help. Ekskuus. Ons bou saam aan gesinne. Maar ek wil vandag vir elke moeder wil ek verklaar. Elke moeder, waar daar moegheid is, sal daar krag kom. Daar sal krag kom. Waar daar trane is, gaan daar vreugde wees.
Want ons weet nie meer, baie ouer mamas weet nie meer wat ek kan doen nie. Waar daar onsekerheid is, dat daar vrede kan kom. Waar daar gebrokenheid is, kan daar herstel kom. En baie keer vat herstel tyd. Dit vat baie tyd. Dit is nie net so nie, 'n mens moet werk daaraan. En jy moet die ding, moet jy by Jesus se voete gaan neersit. En onthou, ek sê vir elke moeder hier vandag, en ek spreek dit uit oor elke moeder, jy sal nie breek nie. Jy sal nie breek nie. Jy sal blom, meer as ooit van tevore. Kom ons buig ons hoofd en ek wil vir elke moeder, ek wil hierdie kinders net so 'n bietjie by hulle mamma staan. Daar waar hulle by hulle ma kan staan, my kinders, ek weet julle is besig, julle kan nie by julle ma staan nie. Maar staan by elke moeder, hou haar handjie net vas en dan bid ons, Here Jesus, kom vanoggend en ek wil sê dankie vir elke moeder. Ek bid vandag seën hulle hande, versterk hulle harte, herstel hulle siele, vir elke ma wat moeg is, gee nuwe krag, vir elke ma wat huil, bring vertroosting, Here, vir elke ma wat voel, sy doen nie goed genoeg nie, herinner haar dat sy genoeg is, Here, omvou hulle met u liefde, vul hulle met vrede, en laat hulle weet, hulle is kosbaar in u oë. Ons eer elke moeder vandag. Ons eer u, Here. Ons bid dit in die wonderlike naam van die Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Die my seuns, moenie afsit nie. Ek wil hê elke ouer moet nou, ek het dit nou vir die mamas as 'n verrassing. As jy 'n bietjie hier, ek dink nie 'n pastoor vrou moet bedien op Moedersdag nie. Dit is 'n bietjie moeilik. Hey. Ek mag huil vir my mense. Ek wil julle gaan vertel, ek het hierdie liedjie geskryf. Vir elke moeder. Luister die woorde. Dis woorde wat hier diep in my hart geskryf is vir elke moeder wat hier sit. Vir elke vriendin van my. Vir elke liewe persoon. Dankie. Aan elke moeder wat stilweg huil, maar steeds haar kinders veilig toevou en omvou. Aan elke moeder wat 's nags nog wakker lê en fluister, Here, beskerm asseblief my kind vandag. Jy wat jou eie pyn wegsteek, sodat jou kinders kan glimlag. Jy wat stukkend voel, maar steeds almal anders dra. God sien jou moeder, elke traan wat niemand sien nie, elke gebed wat sag in die donker gefluister word, elke keer wat jy opgegee het vir iemand anders se geluk. Wanneer sy moeg raak vir die lewe, droog haar trane af met uw sagte hande.
Gee haar vrede in die storms, lig in donker dae en hoop wanneer haar hart swaar raak. Laat elke moeder weet, sy is kosbaar, sy is geliefd, sy is deur U gekies. 'n Moeder gee, selfs wanneer sy niks oor het nie. Sy glimlag, selfs wanneer haar eie hart breek. Sy bid vir haar kinders toekoms, meer as vir haar eie drome. Sy dra haar familie op haar knieë na God. Wanneer niemand anders meer weet wat om te doen nie, sy is die arms wat troos, die stem wat moed gee, die hart wat altyd oop bly, selfs nadat sy seer gekry het. En Here, vandag vra ons omvou elke moeder met U liefde. Laat haar voel hoe trots die Here op haar is. God sien jou moeder, elke traan wat niemand sien nie. O Here, sien elke moeder hart, vul haar lewe met liefde, wat nooit ophou nie. Hou haar styf teen die bors, wanneer sy moeg raak vir die lewe. Droog haar trane af met U sagte hande. O Here, sien elke moeder hart, vul haar lewe met liefde, wat nooit ophou nie. Gee haar vrede in die storms, lig in donker dae en hoop wanneer haar hart swaar raak. Laat elke moeder weet, sy is kosbaar, sy is geliefd, sy is deur U gekies. Amen. Amen. En dis my seëngebed vir elkeen van julle moeders. Ek sal die liedjie vir julle op ons gemeentegroep sit om hom aan te stuur vir 'n moeder wat julle graag 'n seën oor wil uitspreek. Wat sê Bart, is daar iets wat jy vir die gemeente wil sê? Yes. Ek wil net sê vandag dat ons 'n wonderlike herder het. Amen. Wat 'n moederhart het. Wat elke kind wat hier is, vat as haar eie. En wat julle onder haar vlek, sy vat julle onder haar vlek. Vlerke van beskerming, vlerke van liefde. Daar is nooit ophou in ons herder nie. Sy gee sy haar laaste, gee sy vir elkeen van julle. En sy gaan tot die einde van die aarde, om by almal uit te kom, en om diensbaar te wees. So ek wil vandag vir haar sê baie dankie. Dankie vir so 'n mooi hart, so groot hart, wat die Here gegee het, wat die Here geseën het met 'n bediening, wat soms baie moeilik is. Maar ons weet, ons God maak nie foute nie. Wanneer hy iemand kroon as 'n moeder, en 'n moeder van haar gemeente, stel die Here haar op 'n troon, met 'n kroon, net vir sy koninkryk. So ons gee vandag alle lof en eer aan U, en aan elke moeder, wat vandag die moeite gedoen het om te kom, want die Here is hier om julle trane af te droog, om vir julle hoop te gee. Moenie ophou hoop nie, moenie opgee nie, want môre skyn die son weer, net voor jy in die punt is van jou deurbraak, dan gee ons gewoonlik op. Ek wil vir elke moeder sê, veg, jy is die moeite werd. Jy is 'n moeder wat liefde het, al het jy soms nie liefde ontvang nie. Wees jy die een wat daai kring breek, wat daai ketting breek en stort liefde. Wees die lig in elkeen se lewe wat jy op jou pad mee kruis. Amen. 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 Is daar enige iemand wat iets wil sê? Enige iemand? Is julle bang vir die mic?
Dan sluit ek die diens af. Mag julle in vrede gaan. Mag hierdie week wat voor lê, goedheid en guns saam met julle beweeg. Mag julle geseënd wees, elke moeder. Daar waar julle heen gaan vandag, ek wil net 'n gebed hê. Daar's 'n gebed wat ek moet doen. Here, ek bid vanoggend vir almal wat hier van hierdie kerk af gaan ry, Here. Hier waar die paaie regtig sleg lyk, Here. Hier waar die paaie vol slaggate is, Here. Vra ek dat U die engele vooruit sal stuur om elkeen veilig te bring daar waar hulle bestemming is vandag. Here, daar waar mense vandag groot stappe in hulle lewe gaan om te groet, Here, vra ek dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal veilig sal behoed en sal bewaar. Here, gaan ook so saam met CJ en Luna wat huis toe gaan ry. Here, hou U hand van beskerming oor hulle ook, asseblief, Here, daar waar hulle ver pad gaan ry. Sê ons vir U beskerm hulle, asseblief. En ons gaan ook so saam met elke kind. Daai kind wat sê amen, antwoord op die gebed. Here, gaan so saam met elke liewe kind wat hierdie week skool toe gaan. Here, ek vra dat U hulle oor en hulle oë sal toemaak vir die verkeerde dinge. Ons bid die bloed van Jesus oor elke liewe kind, Here. Hou hulle veilig en daar waar almal op die paaie gaan, Here, hoed en bewaar hulle. En seën elkeen wat vandag tyd gemaak het om te wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Daar's lekker koek om te eet.